maak die Bybels oop by 2 Korintiërs hoofstuk 3 en 4. Halleluja. Amen en amen. Ons wil ook ons YouTube kykers ook verwelkom volgens saam met ons hier in die Parel. Dit is koud, dit is nat en dit reën en dit skaap met al die seisoene in een dag. Amen. Maar ons harte is warm vir die koning van die konings. Amen. Amen en amen. Vrydag loop ek in die mall, die Parel Mall. Loop ek so 'n bietjie rond. Ek hou van malls. Ek is lief om net te loop en te kyk en dan hierna drink ek 'n ou koffietjie. Maar Letty het gegaan vir 'n oogtoets en sê ek van nie, maar ek gaan 'n bietjie rondloop en dan as jy klaar is, dan kan jy my 'n bel gee as hulle kom. Maar ek stap toe en ek kom toe by 'n plek daar in die middel, is nie in 'n winkel nie, is daar in die gange. Daar staan 'n meneer. 'n Meneer is besig om te bemark daar en so aan. En maar ek wil nou nie te veel detail gee nie, want ek wil nie die persoon expose nie. Dis goeie Engels, né? Helena daar en ladies wat het my geleer Engels praat. Maar in elk geval, en ek staan en kyk en kyk, Paulus het altyd 'n aanknopingspunt gesoek. Sien, en jy sal ook altyd 'n aanknopingspunt kry om die evangelie te verkondig as jy daarop ingestel is. En hierdie persoon, ek begin met hom te praat oor die produk. Ek praat oor die produk, want as ek die naam noem, gaan julle dit presies weet. Die produk. En hy begin met my te praat en so, en ek sê vir die persoon, nee, maar weet jy, ek ken hierdie goeders hoor. Ek verstaan die goeders. En hy kyk my so aan en so verbaas, jy, maar toe begin ek met hom sê toe vir hom, jy, ons is in dunamusbediening, en hy sê vir my hierdie woorde. Ek sê hoor nou, luister nou mooi. Sê hierdie ou vir my. Hy sê, man, ek soek juis 'n lekker kerk. En Malcolm, jy weet mos wat daai woorde aan my gaan doen, 'n lekker kerk. Dit gaan my aktiveer. En ek vra vir hierdie man, verduidelik vir my net wat jy bedoel by 'n lekker kerk. En hierdie ou begin nou godsdienstig raak. Sien almal so. Nou begin hulle godsdienstig raak. Dis nie maar lekker sing, jy weet, lekker sing, want hy kom van Woester af en in die AGS daar gewees en die pastoor is al oorlede wat hy daar was, maar daai pastoor is nou regtig 'n engel uit die hemel uit. Daai ou kon praat en so, en nou sit en luister ek vir die ou, jy weet jy. Of daai ou het nie reg gepraat of jy het nie reg geluister nie, een van die twee. Jy weet jy lyk nie vir my soos 'n engel nie, jy weet jy. Maar ek begin met die man te praat en nee, hy soek iemand lekker sing en dit moet 'n lekker kerk wees, jy weet. En ek vra vir hom, waar in die Bybel lees jy van 'n lekker kerk? Nou begin hy ongemaklik raak. Nou vra ek vir hom, jy weet jy, ja, hier's letterlik honderde mense wat op 'n dag hier verbystap. Het jy al Jesus gesien? Hy sê ja. Ek sê verduidelik vir my.
Wat bedoel jy? Ek het jou vra, jy al Jesus hier gesien? En jy sê ja, dinge sê. Ja, maar hoe kan ek dit vir jou wys? Want jy sê nou net met jy Jesus gesien. Kan jy sien wat maak godsdienstige geeste? Religious spirit is bad spirit. Dit is 'n gees van misleiding. En ek begin met hierdie man te praat oor die boodskap. En die hartseer was, dit is te mooi, hy is in 'n Pinksterkerk, waar hy die pastoor, wat nie meer hier op aarde is, nie opgehemel het, en ek het geen probleme daarmee. Want mense raak lief vir hulle pastore, of hulle dominees, of hoe dit ook al sê. Maar, ek vra vir hom, as jy dan nou jy's gedoop, jy's in Pinkster goed, hoe is dit dat jy nie weet nie? En ek begin in Johannes 14 met hom te deel, oor dat Jesus sê, ek gaan om vir julle plek te berei, en my Vader se huis is daar baie wonings, en die weg ken julle. Ek sê vir hom, let op wie almal daar was. Nou sê die apostel Thomas, Here, hoe sal ons nou die weg ken? Dan sê Jesus vir hom, hey, as jy my gesien het, dan het jy mos die weg gesien. As ek is die weg, die waarheid en die lewe. Maar nou sê Jesus vir hom, hey, as jy my gesien het, nou kom, Filippus. Filippus het, toon ons net die Vader. En dit gaan vir ons genoeg wees. En ek is in 'n gesprek met hierdie man, en ek wil hê hy moet hoor. Ek wil hê hy moet saam met my in daai gesprek instap, in daai family gathering. Ek wil hê hy moet nou instap, want hy moet ons nou 'n lekker kerk ontmoet. En ek begin met hom te verduidelik, Jesus sê vir Filippus, hoe lank is ek by julle? Hoe vra jy so 'n vraag, toon ons net die Vader, en dit sal vir ons genoeg wees. Want Jesus sê, as jy my gesien het jy die Vader gesien. Want jy sê, ek wil die man terugvat, hoeveel keer het jy Jesus gesien hierso? Jy sien, dit is nie vrae wat gewild is nie. Dit laat mense ongemaklik voel, want as jy nie weet waar die openbaring is daarvan nie, gaan dit jou ongemaklik laat voel. En ek verduidelik vir hierdie ou wat Jesus sê, maar Filippus, as jy dan nie glo ek in die Vader en die Vader in my is nie, glo nie werke. En nou kom ek terug en ek vat hom Johannes 14:12 toe en ek verduidelik vir hom waar Jesus gesê het, vir waarvoor ek sê vir groter werke as ek gedoen gaan julle doen, omdat ek na my Vader gaan, en ek los julle nie as wese nie, weet jy, en alles wat julle my naam vra sal Vader vir julle doen, maar wanneer die Heilige Gees, die Gees van waarheid gekom het, gaan hy julle lei in die hele waarheid. En dan sê hy, en ek verduidelik vir hom, maar Jesus die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, want hulle ken nie, hulle sien hom nie. Die gaan nie te veel goed as my kop oop. Maar en ek verduidelik vir hom. En ek verduidelik vir hom, ons gaan aan maar Jesus, en die dag sal julle weet. Ek en Vader val my, ons en julle en ons. As jy my gebooie bewaar, sal my Vader jou lief hê, ek gaan jou lief hê, en ek gaan my aan jou openbaar maak. Reën dit buite? Hoe weet jy dit reën? Skus? Jy kan dit hoor. En? Jy sien, die vraag wat ek vir julle wil vra is, jy sien, is die reaksie van die reën. Daar's altyd 'n reaksie.
En dis waar Jesus vir Nicodemus onderrig gee in Johannes 3, aangaande die wedergeboorte. As jy die Gees waai, die wind waai soos hy wil, die wind, en hy sê, die wind waai soos hy, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waar jy nie gaan nie. Soos elkeen wat jy die Gees gebore is. So met ander woorde, met 'n wedergeboorte sal daar altyd 'n reaksie wees. Jy kan maak net wat jy wil. Jy kan maak wat jy wil, dan gaan 'n reaksie wees. Van wedergeboorte, if you're born again, signs and wonders will follow you. En ek vat hier die ou, en ek vat hom want ek het nou so tyd op hand. En ek vat hom na Markus 16 toe, ek sien die tekens. Maar ek wil hê die hartseer is. Hy's in 'n Pinksterkerk gewees. Hy was in 'n Pinksterkerk gewees. En hy weet nie hierdie goeders nie. Dis die hartseer. Dis die hartseer. 30 jaar sit ek binne in die kerk. Onder misleiding, my saak met God is reg. 30 jaar, ouens. Ek dink ons was gereelde kerkgangers gewees, bid hier toe. Al daai dinge gedoen. In die misleiding. Die misleiding, die gees van misleiding is seker die kragtigste gees, want dis die gees wat Adam en Eva tot 'n val gebring het. Misleiding. Religious spirit. Ag, Here help hulle. As waarheid dit aan julle doen. Weet ek wat leuns aan jou doen nie. Waarheid sit altyd 'n glimlag op my gesig. Ek is bly, ek is opgewonde, want die kettinge val af. Die leuns word uitgeklee. Waarheid maak my vry. Nee. En dan kom daar 'n goddelike emosie in my siel, nee. En ek verbly my en ek verlustig my in die woord van die Here en in sy teenwoordigheid. Waarom Malcolm? Hulle soek 'n lekker kerk. Kom aan. Wat bedoel ons? Jakobus, wat bedoel ons? Hy sê amper soos daai lekker melkkos daar by daai knus. Julle moet daar gaan eet daar by knus. Hy's daarso. Maar ek wat wil ek julle sê? Hoor wat praat ouens wat sê hulle is kinders van die Here. En al wat ek sê, wys my in die Bybel van 'n lekker kerk. Jy sien, aan die einde van die dag is nou, die Here wil hê ek en jy moet effektief wees. Ons moet 'n effektiewe kerk wees, wat effektief die evangelie van die koninkryk van God verkondig en demonstreer. Dis waaroor dit gaan. Man, jy sit so onder die lag. En daai lig vang op jou bril. Wie kaart sy so. Daar wyn ook daai kant. Maar ek wil met jou praat, man. Ek wil met jou praat. Ek wil met jou gesels, ou François. Die hartseerste van die hartseerste van die hartseerste is dit.
Ons het die openbaring van wat Jesus aan die kruishout vir ons behaal het nie. En met sy opstanding nie. As dit nie openbaring vir dit nie. Dis daar. Maar ek weet nie dis daar nie. Ek belewe nie die waarhede nie. Ek belewe nie die krag van die evangelie van die koninkryk nie. Ek kan godsdienstig praat daaroor. Maar kan dit nie lewe nie. En weet julle hoeveel keer vanoggend het die Here in hierdie diens, hierdie boodskap wat ek nou wil bring, bevestig. Vra ons wat het hy moslim gesien? Toe hy het in jou vasgeroep, jy het in hom vasgeroep, julle het mekaar connect, of wat noem hulle dit? Hy het 'n rood lig gesien. 'n wit lig gesien. Okay, is jy gereed? Okay. Kom ons lees. Vers 17. Kom ons lees eers hoofstuk 3. As 'n herinnering, ek sal jou herinner totdat dit in jou gees lewend word. Nee. Die Here is die Gees. En waar die Gees van die Here is, daar is wat? Vryheid. Nou as ons praat oor vryheid, dan moet ons nou kwalifiseer, wat verstaan ek onder vryheid? Man, gister was ook 'n dag van getuienisse gewees. En ek weet nie, maar ouens hoor nie by getuienis, dis my getuienis. En ek kan net hier kom uit en daar sit 'n jong man met 'n bakkie voor ons, maar hy rook, weet, maar die reuk, weet. Kyk as jy gerook het, né, dan is dit vir jou lekker gewees. Maar as jy nie meer rook nie, dan ruik dit nie meer lekker. Behalwe ram in my pil tabak. Daai pyp. Nee, dit ruik nogal lekker, nee, maar dit is nie goed nie, hoor. Sonde lyk lekker, ruik lekker, maar is nie goed nie. Nee. En ek begin nou met hierdie man te praat, ek begin in die evangelie te en hy sê vir my hierdie woorde, nee, maar dis toe oop deur. Dis moeilik om hulle te los. Dis mos nou alleen. Maar op daai oomblik voel dit vir hom soos waarheid, dis moeilik om te los. En jy gee ek my lewe deur aan hom sê, maar weet jy, ek het gerook, en daar is ek staan, ek weet nie of sy pa of sy broers by staan, maar hulle luister. En ek begin met hulle te deel hoe ek skofte gewerk het, en hoe ek moes gegloed as ek nie kan rook, ek nie die aand deurgaan nie. Dis alleen, want hoeveel ander ouens het gerook nie na skof gewerk. Dis alleen. Maar toe God my denke verlig, dat ek die leuen kon sien, en ek maak 'n besluit, maar jy gaan. Toe skiet ek hulle weg, en tot vandag. Sien, toe kom ek vry, en dis getuie vir my vir die evangelie, om die evangelie aan hierdie man te verkondig. En daai jong man sê vir my, meneer, baie dankie. Baie dankie dat jy by my kom stil staan het. No judgment. Geen veroordeling omdat jy rook nie. Dis nie goed vir jou liggaam nie. Dis nie goed vir jou liggaam nie. As jy jonk is, nee, maar dis goed. Die tik. Die tarantaal twak. Nee, dit is gezond. De medisch is bewys, dit is gezond. Jy sien, kind van die Here,
waar die gees van die Here is, daar is vryheid. Nou, kom ek gaan net so 'n bietjie, ons gaan nou by die boodskap uitkom, geen nie kans. Maar, kom ek verduidelik vir jou. Die gees van die Here, as jy daar is vry, waar is die gees? Hy is binne in jou, die gees van die waarheid. Ag, asseblief, maak soos Noddy dan niet maak so. Dat ek dan sien, julle is so raad, julle saam met my. Nee. Maar jy sien, dis waarheid, jy kan maak wat jy wil. If you are born again, the Spirit of truth will abide within you and He will always be with you, truth. Dis waarheid. Godsdienstig kan jy sê, ja, amen. Maar geestelik kan jy dit nie wys nie. Okay, hou vas. Julle moet die twee, julle moet dit sien en verstaan. Want godsdienstigheid is die vieslikste van die vieslikste van die vieslikste. Daai gees, sê die Here vir ons in Openbaring, die laaste brief van die Laodiceense, omdat jy nie warm was nie en omdat jy nie koud was nie, maar omdat jy lou is, gaan ek jou uitspieg. Ok, is julle reg? So, as jy die Here is die gees, en waar die gees van die Here is, daar is vryheid. Waar moet die gees wees? Hy moet in en by my wees. Okay. Nou as hy in en by my is, okay. Dan is hy in my gees, maar my denke. Hy is nog nie in my denke nie. Met wedergeboorte is hy in my gees, maar nog nie in my denke nie. En dis hoekom Paulus sê, laat julle gemoed vernuwe word. En jou gemoed word vernuwe deur die woord van God, nie opinie 3 vers 3 nie. Okay? So as jy nie jou Bybel bestudeer nie, as jy nie jou Bybel lees nie, hoe sal jy waarheid ken? Want wat het Jesus gesê in Johannes 14, sê hy, as jy in die gees van hy kom, gaan hy julle herinner aan alles wat ek gesê het, en toekomstige dinge. Maar waar word die herinnering, waar word dit opgeteken? In die woord. So as jy nie jou Bybel ken nie, jy bestudeer nie jou Bybel nie, waaraan moet die Heilige Gees jou herinner? Die Gees van die waarheid. Hy gaan die woord gebruik. Nou herinner jy wat Jesus gesê het. Het Jesus gesê, die duiwel is 'n mensemoordenaar. Hy is 'n dief. Hy is 'n leienaar. Hy is die vader van die leuns. Het Jesus dit gesê? So met ander woorde, wanneer lees na jou toe kom, en hierdie woord van waarheid, nou maak jy die vry van die leuen, want Satan sal kom vir jy kan maak wat jy wil. Jy moet bekommerd raak, as dit net goed gaan met jou. Jy sien, want as dit sleg gaan, vir ons so dis waar die beproewinge neerkom. So maar as die lydsaamheid neerkom, en jy hou vas aan dit wat die Heilige Gees jou aan herinner, aan waarheid, en as jy daai toets neergekom sê, dan het jy niks gebruik nie. En dis hoekom hy sê hierso in vers
18, terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Nou, asseblief, ek gaan terugkom na my getuie toe ek met daai man gepraat het. Sê, hoe het jy Jesus gesien hier? Maar nou sê Paulus, soos in 'n spieël in te kyk met 'n onbedekte gesig. Hy praat nie dat jou liggaam, hierdie vlees, na dieselfde beeld as Jesus toe gaan. Dis nie wat hy sê nie. Hy praat van jou geesmens. Jou siel en jou gees moet verander. Soos die gees van die waarheid nou in jou is. Nou kom vryheid uit. Nou begin jy in vryheid te lewe en nou begin jy wat? Daar's nou die reaksie. Ek is vry. Armoede heers nie meer oor my nie. Jy sal in armoede sit, finansiële armoede sit, solank jou denke in gevangenskap is. Dis waarheid wat ek met jou praat. Want jy kan nie vir my sê ek lieg nie. Want die Here Jesus het gesê in Johannes 10:10, ek het gekom dat jy lewe en oorvloed kan hê. Wat sê hy vir ons in Galasiërs 3? Die vloek is weggeneem. Die seun van Abraham het na ons toe gekom. So met ander woorde, totdat die gees van waarheid, totdat jy nie swaar leen op hom, en hy jou vry maak van die leen nie, kan jy maar sê, oh wow, ek is kind van die Here, maar jy gaan nie, die reaksie, gaan jy nie belewe nie. Bly gevangene. Bly gevange. Okay. George, verstaan jy, moet ek Engels praat? Is jy reg met my? Kom maar, daai juffrou is hier langs jou, sal jou help. As hy weer van mangels praat, dan vat jy lot olie dan, eers op haar kop, dan gooi, dan vat jy weer. Mangels! In die naam van Jesus, julle is genees. Mangels is 'n vieslike ding, man. Ontsteking van die mangels. Mangels is nie vieslik nie, ontsteking van dit. En hy het verkraak daai gifmos. Okay, goed. Okay. So in ander woorde, ek en jy met wedergeboorte wat die gees van waarheid is, moet jy verander. Na dieselfde beeld. Want nou moet jy die evangelie van die koninkryk van God verkondig. Dis die opdrag van Jesus aan sy disippels. En dan sê Jesus vir sy disippels, kyk, ek gee julle mag en gesag oor al die duiwels. Ek voel nou nie vanoggend so lekker nie. Ek sal maar so onder die bed inklim. Ek bietjie laag lê. Party ouens met die bed op stene sit dat onder in kan kom. Nee, daai Kali, Tomaas praat nie van jou nie, man. Net van jou bed. Jy sien kind van die Here, en dis hierdie ding, Malcolm, dit is, ons sit binne in die kerke, jaar in jaar uit, en ons sterwe, en dat ons nog nooit koninkrykslewe belewe nie. As dit jou nie pla nie, pla my. Maar, okay. So in ander woorde, die reaksie van wedergeboorte, is dat die gees van waarheid in ons gees kom, en ons gees is met Vader God versoen, hy in ons en ons in hom.
Hoor nou wat sê Jesus, man. Hoor net. As in die dag sal jy dit weet. Ek en Vader van my, ons en julle ons. As jy my wat? Gebooie onderhou. Waaraan gaan die Heilige Gees jou herinner? Aan alles wat Jesus gesê het. Wagties, man. Maak dit sin? Jy sien die Heilige Gees, nee, jy moet jou Bybel begin afstof, man. Jy moet jou Bybel begin bestudeer, jou Bybel lees. En nou sê die Heilige Gees, herinner my aan alles wat Jesus gesê het. Nou sê Jesus, nou gaan ek my aan jou openbaar maak. Hy is die Gees van waarheid. Ek hoop julle het hierdie Revelation geklik. Julle nog vashou. Selfs hoe bly is, vra daai vraag. Rachel sê weet hoe goeie vrae te vra. Dis net soos jou jongses, middelses. Weet om goeie vrae te vra om baie nie praat te kry. Julle self was baie goed gewees. Nou, luister mooi. Is julle met my? Nee. Want ek wil jou na iets toe vat. Nou sê hy vir ons, ons gaan nou hoofstuk 4 toe. Vers 3. Maar as ons evangelie nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan. Dit is hartseer, ouens. Naamlik die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne, met ander woorde hulle denke verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. U en ek in die kerk, die liggaam van die Here Jesus Christus, die gemeente van die Here, nee. Ons moet stil staan by hierdie waarheid, sê Here, skyn U op my. Skyn U deur my. Maar ons soek 'n lekker kerk. Sien kind van die Here. Hy sê die God van hierdie wêreld, met ander woorde die leenaar, verblind ons sinne. Dis hartseer. Die Bybel sê op 'n plek, hulle die leuen liewer gehad as die waarheid. Maar hulle verstaan nie die leuen is 'n moordenaar nie. Stelselmatig gooi sy gif in. Die leuen, die gif gooi hy in jou siel in. Want jy glo hom. Ouens sterwe voor hulle tyd. Okay, kom ons aan. Nou hoor wat sê hy so. Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here en onsself as julle diensknegte om Jesus wil. Nou soek ek jou aandag. Hoor wat vers 6. Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn. Na die skepping. Okay?
Dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Totdat jy nie tot wedergeboorte gekom het, oortuig is deur God Heilige Gees, dat jy 'n verlosser en 'n redder nodig het met die naam van Jesus nie. En totdat jy nie met jou hart, want hy gaan net met jou hart praat, hy gaan nie met jou siel praat nie. Hy praat eers met jou hart, nee, met jou gees. So, want dit is jou gees wat dood is. So, hy kom en hy bring lig aan jou gees. Dan maak jy 'n keuse. Maar jy sal nie kan sê, God was nie by my gewees nie. Dan sê jy, ja, ek neem u aan as my saligmaker. Dan bly die lig. Die lig gaan nie weer weg nie, die lig bly. En hy verlig jou gees. Want Jesus is die lig. Nou kom maak hy woning in jou gees. En hy bring waarheid in jou gees. Maar dan wil hy hê, dis sy gedeelte, om jou gees met Vader God te versoen. Dis sy gedeelte, maar dan wil hy hê, jy moet jou bekeer. Van die leuen na die waarheid. Hoe gaan jy jou bekeer? Deur die woord van God geopenbaar aan jou gees en met jou wil laat opdeur na jou denke toe, né? En jou denke word vernuwe en nou begin die manifestasie, die bewys van wedergeboorte. Soos die wind waai, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom, waar hy gaan nie, nee. Maar jy hoor sy geluid. Dit reën daar buite, hoe weet jy dit reën? Nee, dis wanneer die water uit die hemel, uit die wolke uitval, dan weet jy dit reën. Die pad kan nat wees met iemand met 'n houspyp gespuit. Maar wanneer hy die hemel uitval en jy loop in die reën en jy word nat, die reën wat uit die wolke uitkom, dan weet jy dit reën. En dis wat die kerk nodig het. Hulle het nodig dat hulle moet verstaan. Dieselfde God wat gesê het daar lig wees in die begin van die skepping. Dis hy wat in jou hart, met ander woorde in jou gees inskuin en jou verlig. En in daai verligting kom hy en hy kom maak woning in jou. Dis waarheid, maar jou denke moet vernuwe. Blaai gou oop hierso, blaai gou saam met my na Efesiërs hoofstuk 1 toe. Ek wil jou iets wys. Okay. Kom ek lees vanaf vers 17. Dat die God van onze Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Nou hoor vers 18. Ons kry in jou gees. Verligte oë van julle wat? Van jou verstand, jou gemoed, verligte oë van jou verstand. Luister, kind van God, luister mooi. Nee. Die Christene van vandag is lui. En Satan hou hulle besig om nie by hulle Bybel uit te kom nie. Hulle is so besig. Hulle kom nie by die woord nie. Al woord wat hulle kry is hulle Sondag in 'n diens sit. Dis al woord wat hulle kry. Daarna as op daai deure uitstap, nee, geen woord nie. En hulle bepeins nie eers die woord wat hulle gekry het nie.
Ek wil nie veralgemeen nie, die meeste. Sê kind van die Here, nou kan die Gees van die waarheid nie met jou werk nie. Want die Gees moet jou herinner aan alles wat Jesus gesê het. Maar hy kan jou net herinner, as jy sy woord bewaar, sy gebooie bewaar. Verskoning, sien, nou kom ons kyk, ons lees verder gou goed. Sê hy so, verlig die oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping, en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte. Kind van die Here, ons kan nie Sondag na Sondag, iewers moet daar deurbraak kom in ons gees. Maar ek kan net 'n deurbraak kom in ons gees, in ons verstand, wanneer ons 'n honger en 'n dors na God se woord. En nou, wie is die woord? Jesus is die woord. Okay. Kom ons gaan aan. Ek is amper klaar, Kali. Ek is amper klaar. Okay. Maar ons het hierdie skat in aardryke. Kind van God, dis die boodskap. Ons het hierdie skat in aardryke. Nou, julle verstaan ons in die ou tyd, het hulle nie die porselein goeders gehad wat ons vandag het nie. Hulle het hierdie aardryke dit gemaak, in die potte gemaak, en alles gemaak en hulle het ook seker gebak, ek weet ook nie, maar in elk geval, dan is daar, as jy iets wou wegbere, bewaar, dat hulle in die aardryke is dit hom geseël. So dit wat in die binnekant is, nie sal vergaan nie, of verrot, of wat ook al. Dis hulle metode gewees. Hulle het nie 'n kluis gehad, nee, waarin hulle 'n vrugtekoek kon wegsteek en wegbere en wegsluit nie. Hulle het maar net aardryke gehad. Nou sê die apostel Paulus, hy sê, nou verwys hy na daai skat in die aardryke. Nou, hy verwys na jou liggaam. Hierdie aardryke is jou liggaam, my liggaam. As jy maar daar's 'n skat in die aardryke. Aanhou die aardryke, nee, as hulle dit aangesit het, dat dit hulle hom geseël. En totdat jy nie met die Gees van God geseël is nie, totdat jy nie die Gees van waarheid in jou het en by jou het en openbaring het van hom wat in en by jou is nie, sal jy nooit die skat wat in jou is verstaan nie. Okay. As jy maar ons wat hierdie skat in aardryke is, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. God is my getuie vir jare en jare en jare preek hierdie prediker oor die heerlikheid van die Here in en by die mens. The glory of God within us, upon us, with us. Die skat, dis die skat.
Ek en jy is die aardekruike, dis ons liggame. Maar wanneer ons tot wedergeboorte gekom het, dan is daar die skat. En dis wat Paulus vir die Efesiërs sê. Laat julle gemoed, verstand, verligting kry, sodat jy kan sien wie in jou is. Amen. As jy kan verstaan, die skat is mos kosbaar, het waarde. Nou is hy in jou en hy's by jou. Nou as die leuen kom, dan klee waarheid hom uit. Kind van God, verstaan jy dat jy die draer is van 'n skat? Vader, Seun, Heilige Gees, na wedergeboorte, is hy in jou. Maar daai verligting, you and I need to trust God for revelation. Kan jy sien, Rita, Paulus se hart, reg deur al sy skrywe, is dit die kerngedagte, wat hy by sy hoorders wou uitbring en verlig, is dat God in hulle, en hy in hulle en hulle in hom, van die kerk verstaan dit nie. Die verligting het nog nie plaasgevind nie. Dis hoekom so baie maars in die kerk is. Nie maar ouens soos ek nie. Nee, maars. En maar. Jy sien, ons moet by die punt in ons lewe kom, wat ons na God uitroep vir verligting. Heilige Gees. Nou God, Heilige Gees, gaan net met jou werk wanneer jy die woord het. Wanneer jy die woord bestudeer, dan gaan hy lig op. Dan gaan dit op. Hy sal deur sy woord, hy kan deur omstandighede, kan hy oopgaan, maar meestal is dit die woord uit wat hy opgaan. Waarheid, nie opinies nie. Opinie is kragteloos, hoor. Is 'n godsdienstige ding daai. Ja, is 'n godsdienstige ding. Maar jy en ek, die kerk, het hom as 'n skat. Maar ek wil hier met vers 6 kyk. Hy sê, soos God gesê, daar lig moet wees. Soos dit in my en jou lewe, na wedergeboorte moet daar lig wees. Moet daar lig deurbreek. Moet daar lig deurbreek. Lig moet deurbreek. Autoriteit breek deur. Waarheid breek deur. Ouens, waarheid breek deur. God het gesê. Amen. Amen. Maak dit sin? Ek het jou niks nieuwe. Ek het vir jare preek ek dieselfde. Maar ek soek die vrug van die prediking. Dis wat ek soek. Die manifestasie van wedergeboorte. Soos Paulus, hy komplimenteer hulle al die dinge. Gelees by Efesiërs hoofstuk 1, dis 'n kosbare boodskap. En dan kom hy vers 17, vers 15 sê, maar nou bid ek vir julle. Hierdie man preek sy hart uit. Hy gee sy lewe. Maar hy sien nie daai openbaring. Daai openbaring van die skat in jou nie.
Mag die Here hierdie woord in jou gees en in jou siel seën. En as hier vanoggend enige iemand is wat sê, pastoor, ek het God nodig, man. Sal jy saam met my bid dat verligting deurbreek op my gees, my denke vernuwe. Dan wil ek vanoggend saam met jou, dan gaan mense kry saam met jou bid. Wat sê hy vir ons in Romeine 12 vers 1 en 2? Stel jou liggaam as 'n lewende, heilige, welgevallige offer aan God as jou redelike godsdienst. Nou wat sê vers 2? Moet nie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar word vernuwe. Die vernuwing van jou gemoed, sodat jy God se volmaakte wil vir jou lewe kan ken. Amen. Is daar enige wat vanoggend sê, pastoor, bid saam met my? Kom, Jakobus, kom staan hier so. Kom staan voor ons net hier so. Is daar nog iemand? Dat die lig van God deurbreek, man. Maar nou, ek en jy het 'n verantwoordelikheid, ons moet ons Bybel lees. Ons moet onder die bed uitklim. Sag die bed se poot af, dat jy onder en kom. Skies. Ja, kyk net hoe lieflik is dit as broer saam woon, hè. Die salwing van Aaron, hè, sal vloei. Halleluja. Is daar nog iemand wat sê, bid vir my vanoggend, dat hierdie lig deurbreek op my gees. Ons het almal dit nodig, maar ek wil bid vir die woord het met jou gepraat vanoggend. Is daar nog iemand? Ek wil nie op jou emosies, julle ken vir Gerrie Brouwer. Ons wil jou salf met olie. En as die olie op jou kom, is 'n teken van God, Heilige Gees. En nou, dit is net olie. Maar dit is net die teken van God. We are going to trust God, Holy Spirit, this morning. To set you free. Dat hierdie lig wat God gesê het, dat sy heerlikheid in en deur jou, dat jy openbaring, dat jy kennis sal kry. Halleluja. Ek gaan nie lang uit, ek gaan net die olie opsit. And I'm going to trust God to do the work, not me. Amen? Halleluja. Thank you, Lord Jesus. Halleluja. Ek vra net jou paar manne, wat dan so 'n bietjie agter hierdie ouens sal se kom, Joseph kom bid